gegaan waar hy nie moes gaan nie. Daar waar hy nie verdien het om te gaan nie. Op die donker van die kruis het hy gegaan, sodat ons kan gaan daar waar ons nie verdien om te gaan nie. Sodat ons daar eendag bo in die heilige kan instap, daar waar ons as mens nie verdien om te gaan nie, het hy vir ons gegaan waar hy nie verdien om te gaan nie. Het hy gegaan sodat ons eendag daar kan wees. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Amen. So vanmôre wil ek met julle praat oor genade en oor die Here se genade. En ek weet julle het seker al baie keer baie preke oor die Here se genade gehoor, maar vanmôre wil ek vir jou sê dat die Here gee vir jou 'n nuwe naam en dit is genade. Jou naam is nie meer dit wat mense jou ken vir jou sonde nie. Jou nuwe naam is genade. Soos die Here vir Jakob gevat het en hy het vir hom gesê, jy is van nou af as jy Israel, jy is nie meer Jakob nie, jy word nie meer geken aan die sonde wat jy gedoen het en agtergelaat het nie, maar jy is nou 'n nuwe mens. So het die Here gekom en hy het ons 'n nuwe naam gegee en dit is genade. Ek loop hier rond vandag deur die Here se genade. Ons elkeen sit hier deur die Here se genade. So mense is geneig om maklik te oordeel, né? Maklik te oordeel en te kritiseer. Ons kritiseer ons mense volgens ons standaarde, né? Volgens wat ons dink is reg of verkeerd. Hoe Grietjie haar kind moet grootmaak en hoe Barbara moet spaar vir haar ou dag en hoe die ene dit moet doen en hoe daai ene dat moet doen. Maar ons moet eintlik net besef dat ons moet God los om God te wees. God is die een wat oordeel en God is die een na wie se standaarde ons moet meet, né? Ons kan nie meet op ons volgens ons standaarde nie, maar op God se standaarde. So God is die een wat met God wees en hy gee elke dag vir elkeen van ons genade. So hoekom kan ons nie ook daardie genade vir iemand anders te gee nie? Die Here noem jou nie by jou sonde nie, hy roep jou by jou nuwe naam en dit is genade. En ek het eintlik 'n ander 'n storie wat ek graag met julle wou deel, maar vanoggend toe ek nou hierso sit, het die Here vir my 'n ander storie gegee. Ek wil hê julle moet graag saam met my lees uit Johannes 8 vanaf vers 1 tot vers 11. En julle almal sal die storie ken. Dit gaan nie oor die owerspelige vrou en wat sy gedoen het, maar nog meer oor wat Jesus Christus gedoen het. Vers 1 sê, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê en hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hulle opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? Het niemand jou dan veroordeel? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook dan nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Waar sou ons gewees het sonder die Here se genade? En daardie storie het my so opgevou en daar's 'n paar dingetjies wat daar gebeur het. Nommer 1, die fariseërs wat nou hierdie vrou gaan uithaal het wat egbreek betrap het. Is dit nie wat baie van ons partykeer doen nie? Here, kyk wat doen Barbara, Here, het jy gesien wat doen Barbara? Het jy gesien wat het sy nou weer gedoen? Sorry dat ek jou gebruik. Het jy gesien wat het sy nou weer gedoen? Here, het jy gesien wat sy sonde doen sy?
ons is maklik om te sê, Here, kyk na die ene, Here, kyk na daai ene, Here, kyk na daai ene, Here, kyk na daai ene, daai ene, daai ene, daai ene. Maar wat van myself? Wat van dit wat ek doen? My sonde is nie dieselfde as jou sonde nie, maar dis nie te sê dit is nie ook sonde nie. Dis nie te sê omdat dit nie daar staan, jy mag nie egbreek en rook en drink en al daai dinge doen, dat as ek nou in my hart jaloers is of as ek in my hart vieslik is, dat dit is nie sonde nie, dit is ook sonde. Dit lei tot sonde, nie? Want alle sonde begin so en dan lei dit tot sonde. Maar ons wil altyd die vinger ander kante toe wys. En hierdie fariseërs het hierdie vrou nou kom uithaal en voor Jesus gebring en nou te kyk, wat gaan Jesus nou doen? Here, ek het nou gesê, wat het hierdie Barbara nou gedoen? Here, en wat gaan jy nou met haar doen, Here? Gaan jy haar nou ongestraft laat kry? Daai dogter van daai koning wat hulle na hom toe gebring het. En hy moes 'n oordeel maak. Wat gaan ek nou doen met my eie dogter wat hierdie aan my gedoen het? Gaan ek dit net los of wat gaan ek doen? En daardie koning moes 'n besluit gemaak het en Jesus het 'n besluit gemaak en hy het gesê, okay, dis reg, kom ons gaan uit. Kom ons gaan staan daar, kom ons staan in die ry, hier is die vrou, hier's ek, hier's julle. Okay, nou kom gooi julle klippe nou. En die woord sê dat Jesus Christus het neergebuk en in die sand het hy geskryf en dit is nogal baie interessant, want baie mense het baie te sê oor wat hy in die sand geskryf het, nee? Maar eintlik weet niemand van ons nie. Niemand die woord sê nie wat het hy daar in die sand geskryf nie. En baie mense sê hy het dalk die wette neergeskryf en gesê, onthou, hier is die wette, hier is die gebooie. Maar ek dink, en dis my persoonlike opinie, dis nie wat die woord sê nie, maar ek dink, hy het daar geskryf, genade. Genade. Want hulle het elkeen daar gestaan en die Here het gesê, laat jy wat sonder sonde is, dan die eerste klip gooi. En hulle het afgekyk en gesien, die Here skryf daar, genade. En hulle het gedink, hoe kan ek dan nou my klip gooi, as ek dan nou hierdie vrou, wat ook nou sonde doen, wat ek ook maar doen, hoe kan ek my klip gooi? Ek moet daar genadig wees. En die Here Jesus Christus het weer geskryf in die sand, en weer het hulle een vir een weggeloop, tot en met net Jesus en daardie vrou oorgebly. Want sien, die Here het daardie vrou genade getoon. Die Here was genadig vir haar, sy het dit nie verdien nie, sy het verdien om gestenig te word, dit is maar volgens die wet, dit is wat sy moes kry. Daardie dogter het verdien om geslaan te word, want sy het gesteel, dit is hoe die wet is, dit is, as jy 'n fout doen, dan moet jy jou straf uitdien. Maar die Here Jesus Christus het in sy genade gekom en gesê, moenie laat Pieter die houe kry nie, ek sal dit vat, want ek is lief vir Pieter. En ek gee my genade vir Pieter. Al verdien hy dit nie. Hy verdien dit nie, maar ek gee dit vir hom. Dit is wat genade is. Hierdie vrou het daardie genade by die Here Jesus Christus gekry. En sy het dit nie verdien nie, maar sy het dit gekry. Dit is amazing grace. Genade, onvoorwaardelike genade, onvoorwaardelike liefde wat ons nie verdien nie. Ons almal ken die verhaal van Petrus. Nou Petrus, Jesus Christus, toe hulle die nagmaal gedoen het Jesus vir hom gesê, voor die haan kraai gaan jy my 3 keer verloon. 3 keer. En Petrus het gesê, nooit nie, Here, ek sal dit nooit nie doen nie. Ons sê dit mos baie, Here, ek werk vir Here, ek stap hierdie pad met U, ek sal nooit, niks sal op my pad kom, Here, wat my gaan wegvat van U af nie. Nooit, ek sal nooit die kerk los nie, ek sal nooit ophou vir U bid nie, ek sal nooit ophou U dien nie, nee. En die haan het gekraai en 3 keer het Petrus die Here verloon. 3 keer het hy gesê, ek ken nie daardie man nie. Het ons nie al in ons lewe gesê, ook Here, ek sal nooit die hand los nie, en die eerste stormwind wat kom, dan daar gat jy. Dan los jy die Here se hand. Dit gaan moeilik in die kerk. Onthou, die kerk is soos 'n huwelik, né? Dis soos 'n huwelik. Ons is klomp verskillende mense en ons is klomp verskillende persoonlikhede en soos dat jy in 'n huwelik 2 klippe is dat mekaar moet skuur, né? En mekaar moet leer en moet groei daaruit, so is die kerk ook. Ons moet mekaar skuur soos klippe en ons gaan nie mekaar altyd like nie en ons gaan nie altyd ooreenstem met die een die ander nie, maar ons is nog steeds hier saam.
Die eerste rukwind wat kom, dan los jy die Here se hand en jy sê, Here, ek bid en ek vra, Here, ek gaan deur al hierdie moeilikheid en Here, U is nie eers daar vir my nie. Ek los sommer net alles. Here, wat is dit die moeite werd om nog vir U te werk? Wat is dit nog die moeite werd om te bid, Here, want U hoor in elk geval nie die eerste dingetjie wat kom, dan los jy die Here se hand. Net soos wat Petrus gedoen het. En wat vir my baie mooi was, en ek wil dit graag saam met julle lees. Want ek dink partykeer dan vergeet ons daarvan. Is die Here was genadig vir Petrus gewees. En ek dink Petrus het nadat die Here Jesus gesterf het en opgestaan het hy, maar toe Jesus gesterf het aan die kruis en hulle hom daar binne in daai graf gaan sit het hy vir homself bitterlike spyt gevoel. Het ons almal nie al bitterlike spyt gevoel in hierdie lewe nie? Het jy nie al iets gedoen wat jy gewens het, ek wens ek kan dit net uitvee dat dit nooit gebeur het nie? Ons almal het al daai spyt gehad en ek dink hy het daai diepe, bittere spyt in sy hart gehad van ek het hierdie aan die Here Jesus Christus gedoen. En ek het gesê ek sal dit nooit doen nie en ek het dit gedoen. Ek het hom verloon, ek het sy hand gelos, ek het nie agter hom gestaan, ek het nie sy rug gehad nie. Maar die Here Jesus betoon hom genade. In Johannes 21 vanaf vers 15 tot 17. En toe hulle daar klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus. Dis nou nadat Jesus Christus gekruisig was, opgestaan het uit die dood uit, het hy aan sy disippels verskyn. Hierdie was omtrent die derde keer wat hy toe aan hulle verskyn het. En dit is die derde keer wat Jesus Christus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle daar klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, 'n seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord, ja Here, U weet dan ek het U lief. Hy sê vir hom, laat my lammers by. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Die Here, dink ek, het in daardie manier, hoekom het hy hom 3 keer gevra? En ek wil net by daardie deel stil staan. 3 keer het Petrus vir Jesus verloon. Voordat die haan gekraai het hy 3 keer gesê, ek ken nie daardie man nie. En die Here het hom genade gegee om van daardie spyt en daardie bitterheid en daardie seer ontslae te raak en homself te redeem, om dit so te stel. Om homself heel te kon maak, het die Here hom 3 keer gevra, het jy my lief? En ek dink na die derde keer toe die Here Jesus Christus klaar met hom gepraat het en hy raak kwaad en hoekom vra jy my dit? Ek dink nadat die Here weer met hom gepraat het, het daardie bande gebreek en daardie skuld en bitterheid waarmee hy gelewe het geval. Want hy kon toe dit regmaak. Hy het 'n kans gehad om 3 keer vir die Here te sê hoe lief hy die Here het, waar hy die Here 3 keer verloon het. So dit was 'n genade storie. Dit was die Here was hom genadig gewees en die Here is ons genadig. Waar sou ons wees sonder die Here se genade? 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Nou Paulus het, as jy hierdie gedeelte gaan lees, het hy gesê, hy het 'n doring in sy vlees gehad, wat hy nie van ontslae kan raak nie, en hy 3 keer tot die Here gebid, vir hierdie situasie, vir hierdie doring in sy vlees, vir hierdie probleem, en dit het net aanhou, en hierdie doring in sy vlees het soos 'n vuis om heeltyd aanhou slaan, en dit het hom gepla, en hy kon nie van dit ontslae raak nie, en die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. My krag word in jou swakheid volbring. Daardie vrou wat owerhede gepleeg het, hierdie Petrus wat Here Jesus verloon het,
Hy was swak, dit was 'n swak oomblik vir hom gewees, toe hy op sy laagste was en die Here Jesus verloon het, en die Here het hom weer daardie krag gegee, om te kan opstaan, daardie genade. Nou as mens dink aan genoeg, die Here Jesus sê, my genade is vir jou genoeg. En nou dink ek aan genoeg, ek dink aan die woordjie genoeg. Wat is genoeg? Is genoeg nou wat ek dink is genoeg? Is genoeg wat God dink is genoeg? As jy by iemand gaan eet en hulle skep vir jou in 'n bordjie in, wat jy dink is genoeg en wat hulle dink is genoeg, is nie dieselfde ding nie. En as hulle ook nou vir jou sê, nee man, skep vir jou op, skep vir jouself op, maar skep genoeg op, dan skep jy mos nie genoeg op nie. Jy skep genoeg, maar dan minus jy dit met so 'n helfte daarvan en dan sê jy dit is genoeg, nee, want jy wil nou nie vra het skep op. So wat is genoeg? Genoeg is wanneer jy daar val en val en val en val, soos Petrus 3 keer geval het om die Here Jesus te verloon, soos daardie vrou wat in sonde geval het en geval het en geval het, dan is sy genade vir jou genoeg. Dat maak nie saak hoeveel keer jy val op hierdie aarde nie, sy genade is genoeg om jou nog steeds op te tel as jy na hom toe kom. En jy bely jou sonde en jy sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het, Here, ek is jammer, Here, ek wil dit nie meer doen nie. Paulus sê, die dinge wat ek moet doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Want ons is mens, maar ons moet ook nie die genade misbruik nie. Daar's mense wat die genade van die Here Jesus Christus misbruik. Ek kan Sondag, soveel as ek wil, kan my lewe geniet, nee. Ek kan ons gaan jol en drink en al hierdie dinge doen, ek moet my lewe geniet, want ek is net nou op hierdie aarde en ek is net nou jong, want ek gaan ons my kans hê om met die Here reg te maak, voor ek doodgaan, maar wat as jy nie daai kans het nie? Ek lees 'n storie met die studies waarmee ek besig is, dat die Rooms-Katolieke het geglo in daardie jare, ek weet nie of hulle dit nog glo nie, dat die paus kon maar maak wat hy wil, en hy kon maar al hierdie moorde gepleeg het, hierdie spesifieke emperor kon al hierdie moorde gepleeg het en hy het sy familie laat uitmoor, sy eie seun, sy eie dogter, sy eie familie, en hy het aanhou met hierdie moorde, en hy het aanhou met hierdie sonde wat hy doen, en dan net so voordat hy sterf op jou sterfbed, dan het hulle hom nou gedoop deur water, en dan het hy nou die ewigheid ingegaan, want hulle het geglo die doop was jou nou skoon van jou sonde. En dan kan jy die ewigheid ingaan saam met die Here, want jy is nou skoon forever and ever. Die Here se genade werk nie so nie. Dit is genoeg elke keer as jy val, en elke keer as jy 'n probleem het, en elke keer as jy sukkel, en as jy kan weer opstaan en sê, Here, vergewe my, maar daardie genade gaan jou nie dra, dat jy jou hele lewe lang kan Sondag, sonde, en dan tot op 'n dag, dan dink jy gaan vir die Here net sê, okay, Here, ek is jammer, Jesus, want die Here Jesus het aan die kruis gehang vir my, so hy het my sonde weggewas, so ek is eintlik nou eenmaal gered, altyd gered, nie dit wat, daai genade werk nie so nie. Daai genade moet nie misbruik word, maar daardie genade is genoeg, as jy 'n probleem het. As jy val, die Here gooi jou nie weg, omdat jy heeltyd bly val in 'n situasie nie. Die Here gaan nie sê, nee, nou wil ek jou nie meer hê nie, ek gaan nou nie meer vir jou, my genade het nou opgeraak, ek gaan nou nie meer vir jou nog genade gee nie, hy gaan genade nog steeds vir jou gee. Maar dit gaan oor wat jy met daardie genade doen. Hy het vir daai vrou gesê, hierso is die genade, jy is nie gestenig nie, jou lewe is gespaar, maar gaan en sondig nie weer nie. Moet dit nie weer gaan doen nie. Moenie herhaaldelik in dieselfde strik trap nie, maar stop dit net daar. Dit is genade. Daardie 40 houe wat daardie koning deurgegaan het. Daardie 40 houe wat hy gevat het, hy het nie na 10 gesê, o nee, stop nou, hierdie was nou my deel, nou kan sy die res vat nie. Hy het al 40 houe gevat. Genade onbeskryflik groot. Dit is wat die Here Jesus Christus vandag vir ons wil gee. En Jesus sê vandag vir elkeen van ons, dat hy ken ons nie by ons sonde nie, maar hy ken ons by sy genade. Niks wat jy doen kan jou skei van die liefde van Jesus nie. Niks wat jy doen kan jou skei nie. En glo my, niks wat jy doen surprise die Here nie. Jy dink, Jesusie, ek moet hier wegkruip, ek moet nie eers my gesig in die kerk wys
wys nie, want hoe kan ek my gesig in die kerk wys as ek hierdie sonde binne my het? Die Here weet dit. Die Here weet wat jy doen en die Here weet waartoe jy gaan en die Here weet hoe jy sukkel met daardie probleem. En die Here se genade is vir jou genoeg. You are never too far gone for God's love and grace to not find you. Soos wat hy jou gaan uithaal daar uit die diep moddersluike uit. He lifted me up from the deep muddy clay and He planted my feet on the King's highway. And this is the reason I sing and I shout, for He lifted me out. Nee? Jy's nooit te ver weg vir die Here om jou nie te kan kry. En dit is net wat ek vanmôre met julle wou deel, is die Here se genade is vir ons genoeg. En die Here se genade is dit wat ons elke dag moet aantrek. Ons moet nie onsself vergelyk met die sonde wat ons doen nie. Maar wat doen mens met iemand wat sondig? As jy weet daardie persoon drink, dan ken jy hom as daardie persoon wat drink. As Pieter sy vrou slaan, hy doen nie, ek sal hom baie hard terugslaan. Maar as Pieter sy vrou slaan, dan gaan niemand hom ken as Pieter die ou wat die swemballings doen, of Pieter die ou wat altyd hier binne in die kerk is, of wat alles, weet, hy is altyd bereid, hy het 'n goeie hart, hy sag, hulle gaan hom ken as Pieter die ou wat sy vrou slaan. Mense ken jou by jou sonde, en hulle roep jou by jou sonde, maar die Here Jesus Christus ken jou nie by jou sonde nie. Hy ken jou deur sy genade. So dit is wat ek vanmôre by julle wil los, en ek hoop die woord wat die Here vanmôre met julle by julle gebring het, dat dit in julle harte sal wees, en dat dit sal blom, en dat julle dit altyd sal onthou, dat die Here se genade is vir julle genoeg.